Deuteronomium, hoofstuk 16. In die maand Abib moet jy die Pasga hou, want die maand Abib is die maand waarin die Here jou God jou gedurende die nag uit Egipte gelei het. Uit jou kleinvee of jou beeste kan jy die Pasga slag vir die Here jou God. Op die plek waar die Here sal kies om sy naam daar te vestig en daar te woon, moet dit geskied. Jy mag glad nie brood eet wat met suurdeeg gebak is nie. Jy moet brood sonder suurdeeg, brood van swaar kry eet, want jy moet vir die res van jou lewe onthou dat jy baie haastig en vinnig uit Egipte getrek het. Vir 'n volle 7 dae, 'n week lank, mag daar in jou hele land geen suurdeeg gesien word nie. Die vleis van die paaslam wat jy die eerste aand geslag het, mag ook nie oorbly tot die volgende oggend nie. Jy mag ook glad nie die Pasga slag in een van die stede wat die Here jou God vir jou sal gee nie. Dit mag slegs geslag word op die plek wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te vestig en te laat woon. Dit moet teen dieselfde tyd geslag word as die tyd waarin jy uit Egipte getrek het, teen sononder. Daar op die plek waar die Here jou God sal kies, moet dit gekook en geëet word. Jy kan weer na jou woning terugkeer die volgende dag. Jy moet vir die eerste 6 dae slegs brood eet wat sonder suurdeeg gebak is. Die volgende dag, die 7de dag, is 'n rusdag en 'n feesdag in die teenwoordigheid van die Here jou God, en jy mag geen werk verrig op daardie dag nie. Van die dag dat die sekel die eerste keer in die graanlande gebring word, moet daar 7 weke afgetel word. Dan begin die fees van die oes tot eer van die Here jou God. Jy moet 'n vrywillige offer bring volgens die maat waarin die Here jou God jou geseën het. Dan is dit 'n tyd vir jou en jou seuns, jou dogters, slawe en slavinne, die leviete wat tussen julle woon, die vreemdelinge, asook die wese en weduwees wat by jou is, om vrolik en bly te wees in die teenwoordigheid van die Here jou God op die plek waar die Here jou God sal kies om sy naam daar te vestig en te woon. Dink daaraan dat jy self 'n slaaf in Egipte was, en kom hierdie regulasies na. Nadat jy klaar jou oeste vir die dorsvloer en wynpers ingesamel het, moet jy vir 7 dae lank die hittefees vier. Gedurende die fees moet jy, jou seuns, dogters, slawe, slavinne, die leviete, vreemdelinge, wese en weduwees wat by jou woon, vrolik en bly wees. Op die plek waar die Here jou God sal kies, moet jy vir 7 dae lank fees vier, omdat die Here jou God jou geseën het met jou oeste en al jou handewerk, en jy moet uitbundig wees en dit geniet. Al die manspersone in Israel moet 3 maal per jaar in die teenwoordigheid van die Here jou God op die plek wat hy sal kies bymekaar kom. Dit moet gebeur tydens die fees van die ongesuurde brood, die fees van die oes en die hittefees. Wanneer hulle bymekaar kom in die teenwoordigheid van die Here, mag dit nie met leë hande wees nie. Volgens die maat waarin die Here jou God hulle geseën het, moet elkeen 'n geskenk bring. In elkeen van jou dorpe en stede wat die Here jou God aan jou sal gee, moet jy volgens jou stamme regters en opsigters aanstel. Dit is hulle taak om oor regsaake te oordeel en regverdige uitsprake te lewer. Die reg mag glad nie verdraai word nie. Daar mag ook nie partydigheid wees nie. Omkoopgeskenke mag ook nie aangeneem word nie. 'n Omkoopgeskenk maak wyse manne blind en dan word die reg verdraai. Geregtigheid en slegs geregtigheid moet nagestreef word. Wanneer dit gedoen word, sal jy die land wat die Here jou God aan jou sal gee, kan inneem en erflik besit. 'n Asherah-paal, enige heilige boomstam, mag glad nie langs die altaar van die Here jou God wat jy gaan oprig, geplant word nie. Klippilare, iets wat die Here jou God haat, mag jy ook nie vir jouself oprig nie.